Ganz klar, die Studien diese Kissen. Ja, das ist meine
Guten Morgen allesamt, goeiemôre almal. Vandag is dit die 12de Sondag na Trinitatis. Die vers vir die week staan in Jesaja 42, vers 3a. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n dowwe Lampet sal hy nie uitdoof nie. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Die Kollekte vir laas Sondag was R4.104, waarvan die kinders R650 bygedra het. Vandag se kollekte same ons vir Nelksa se kerkmusiek in. Onthou asseblief van die Sängerfest op die 15de September hier in ons kerk. Die lys is by die ingang. Ek sien daar's al 'n paar name opgeskryf. Voeg asseblief jou naam daarby. Daar was gister oefening in Pretoria waar daar so 40 sangers so lank geoefen het vir die Sängerfest. Hulle verwag tussen 50 en 70 sangers wat hierso in die kerk gaan optree op die 15de September. So ons sien uit daarna. Volgende Sondag is dit 'n Duitse nagmaal erediens wat Horst sal lei. En dan ook die volgende opleidingssessie vir lekepredikers 25 Augustus, met ander woorde ook volgende Sondag gaan dit plaasvind vir almal wat daar deelneem. Ons kry baie goeie terugvoer oor die baie dinge wat hulle daarvan Horst leer. Dan goeie nuus, ons het 'n nuwe gemeentelid, Harold Odendaal. Kan jy asseblief opstaan? Daar is Harold, die meeste van julle sal hom al ken. Harold is in Swartruggens gebore. Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, maar hy het groot geword in Vlaklaagte. Hy was in Larries op skool. Hy het matriek in die Hoërtegniese Skool in Rustmig geskryf en ene juffrou Lindy Conradi was sy vooronderwyser vir die grootste deel van sy hoërskool. Sy stokperdjies is boer en as sy geld minder raak, sê hy, dan vang hy vis of jag in die winter. Wat frustreer hom, as dinge nie vinnig genoeg gebeur nie, raak hy geïrriteerd, let wel, en dan die meeste vreugde kry hy uit vooruitgang en vernuwing. Spiced Gold is sy gunsteling drankie, let wel, en dan hou hy baie van eet, sê hy, maar as hy kan kies is pap en braaivleis maar sy gunsteling. En dan laaste maar nie die minste nie, en ek verstaan hoekom hy so goeie indruk maak, hy ondersteun die Blou Bulle. So ja, baie welkom aan Harold. Ons hoop jy gaan 'n baie aangename geestelike tuiste hier so saam met Clara hê. Onthou asseblief van die gemeentevergadering, vandag na die erediens, ons gaan tee drink, en dan so 15 of 20 minute na die tyd moet jy asseblief weer in die kerk inkom, vir die vergadering, die dokumente sal weer by die ingang uitgedeel word. Ja, laat ons dan hierdie erediens in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vier. Amen.
In plaas van die gewone liturgie wat ons gewoonlik op hierdie stadium sou voortgaan met die psalm en die Kyrie en die lofprysing aan God, gaan ons nou die mannekoor hoor en die lied wat hulle sing is hierdie lofprysing aan die Here. En ek is baie bly dat hulle nie net bereid is om dit te doen nie, maar dat hulle dit ook graag wou doen en dat ons so in die lofsang tot die Here opgeneem word.
Heilig is U, ons Here, heilig. En ons mag vandag hier by mekaar kom. Sommiges van ons vrolik, bly dat dit Sondag is, bly vir hierdie dag. Ander dalk swaar gebuk onder die las van die week, die las van die werk, die las van sorge. Maar ons is hier, ons hoop om van U woorde te hoor wat vir ons krag gee. En daarom vra ons U, kom nou Here na ons toe, roep ons na U toe, sodat ons versterk word en krag kry vir die week wat voorlê. Dit bid ons omdat U ons Here en ons Verlosser is, Jesus Christus, U wat saam met die Heilige Gees en die Vader regeer tot in alle ewigheid. Amen. Wou dit ook voorstel. Die epistelesing kry ons in Handelinge 9 vers 1 tot 20. Jesus die Here gryp magtig in Saulus se lewe in. Intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak en het daarom na die hoofpriester toegegaan. Hy het briewe van hom aan die sinagoges in Damaskus gevra, waarin hulle versoek word om hom te help om die wat aan die pad behoort, mans en vroue op te spoor en hulle geboei en na Jerusalem toegebring. Toe hy op sy sending naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel na hom op hom neergedaal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is U, Here?" het hy toe gevra. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Staan nou op en gaan die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jy te doen staan." Die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damaskus in, terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei. Hy was 3 dae lank daar, sonder om te sien, en hy het ook niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: "Ananias." "Ja, Here," het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom: "Gaan nou reguit straat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid
Ek het hom in 'n gesig laat sien dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit, sodat hy weer kan sien. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. En ons hoor, hy het 'n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges hier in Damaskus te arresteer. Die Here het egter vir hom gesê, gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet ly. Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê, broer Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het toe kos geëet om sy kragte te herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly. Hy het Jesus dadelik in die sinagoges begin verkondig, naamlik dat hy die Seun van God is. Die evangelielesing vind ons in Markus 7 vers 31 tot 37. Jesus maak 'n dowe man gesond. Op pad terug van die omgewing van Tyrus het Jesus oor Sidon en deur die 10 stede gebied na die see van Galilea gegaan. Hulle bring toe 'n dowe man met 'n spraakgebrek na hom toe en soebat hom om sy hand op die man te sit en hom gesond te maak. Jesus het hom op sy geneem, heeltemal weg van die ander mense af. Toe steek hy sy vingers in die man se ore en smeer spoeg aan sy tong. Terwyl hy na die hemel toe opkyk, sug hy swaar en beveel toe, gaan oop. Oombliklik kon die man hoor en normaal praat. Jesus het hulle toe opdrag gegee om dit vir niemand te vertel nie, maar hoe meer hy by hulle daarop aangedring het,
Hoe meer het hulle dit oral vertel. Hulle was absoluut oorweldig. Hy het alles so wonderlik gedoen, het hulle gesê. Hy maak selfs dowe en stom mense gesond. Tot sover. So viele fröhliche Kindergesichter. So lekker lachende gesiggies. Dis goed. Ons hoop julle gaan 'n baie lekker kinderkerk hê en dat julle weer iets wonderliks sal sien en as julle dan later met julle ouers praat dat julle kan vertel wat ons alles gedoen het. Ek hoop dit is 'n geseënde dag vir julle en ook vir die helpers dat dit krag en vreugde en geseën sal wees. Here seën hierdie kinders en gee dat hulle nou 'n goeie tyd sal saam beleef en meer van U sal leer en meer opgewonde sal raak oor die wonderlike Here wat ons dien. Dit bid ons omdat U so wonderlik is. Amen. Wie gaan die kers dra? Jy was die eerste, so ek gaan dit vir jou gee, maar ek moet eintlik 'n lysie maak want sodat elkeen 'n kans kry. Of ons moet sommer 10 kersse kry. Gesegneten Gottesdienst euch. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Here, baie dankie dat ons voor U mag kom. Praat nou met ons. Amen. Sit asseblief. Julle sal dalk nie kan lees nie, maar dit so klein is, maar vir die wat goeie oë het, soos julle jong mense, is dit dan maklik om die teks dan te sien, as ek af en toe daarna verwys. Ek gaan dit nou lees uit Lukas 13. En net so terloops, terwille van die wat nou aan die leuke prediker kursus deelneem, ek het daar gesê, die uitdaging is altyd om by 'n teks te sien en uit te vind wat is spesiaal by hierdie teks, wat maak hom anders, wat staan uit. En dit maak dit dan altyd interessant om te begin grawe en dinge te ontdek, sodat 'n mens dan agterkom, wat is die boodskap van hierdie teks? Hierdie teks uit Lukas 13 kry ons net in die Lukas evangelie, hy is nie in die ander evangelies nie. En ek lees nou, op die Sabbat het Jesus in een van die sinagoges onderrig gegee. En kyk, daar was 'n vrou wat al 18 jaar lank gely het onder 'n gees wat haar siek gemaak het. Sy was krom getrek en kon glad nie regop kom nie. Toe Jesus haar sien, het hy haar nader geroep en vir haar gesê, "Mevrou, jy is van jou siekte verlos." Daarna het hy sy hande op haar gelê en sy het dadelik regop gekom en God geloof. Maar die leier van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus iemand op die Sabbat gesond gemaak het. En hy het vir die skare gesê, "Daar is 6 dae waarop 'n mens moet werk. Kom dan op daardie dag om genees te word en nie op die Sabbat nie." Maar die Here het hom geantwoord, "Skynheiliges, maak elkeen van julle nie op 'n Sabbat sy os of sy donkie los van die krib en lei hom uit om te drink nie? Hierdie vrou, 'n dogter van Abraham, vir wie Satan al 18 jaar lank gevange hou, moes sy dan nie juis op die Sabbat van hierdie boeie verlos word nie?" Toe hy dit gesê het al sy teestanders beskaamd gestaan, maar die skare was verheug oor al die wonderlike dinge wat deur hom verrig is. Lukas gee nie meer besonderhede oor waar dit plaasvind nie. Dit begin soos 'n gewone Sabbat, nog 'n Sabbat. Nou wat ons nie weet, of baie mense nie weet nie, in die Joodse tradisie was dit so dat as gaste kom, en ek het gister vir die katekesante gesê, dit kon net mans wees, vrouens was nie toegelaat om te verkondig nie. So as daar 'n groepie mans kom, soos Jesus en sy disippels, dan sal die voorsitter, hier genoem die leier van die synode, van die sinagoge, sal die voorsitter dan hulle uitnooi, "Wil julle iets sê?" Want elke volwasse Jood het die reg gehad om te verkondig. So mense kan sê elke volwasse Jood was 'n leuke prediker, of kon ene wees as hy wou. En nou kan ek my indink in die situasie van hierdie voorsitter. Ek sê vanoggend vir Falke, jy kom vandag voor in die preekteks, want die leier, ons kan die teks daar los, so moet nie die teks wegmaak nie, as dit moontlik is self. So die leier van die sinagoge is basies die voorsitter van die gemeente, en hulle het nie in die opsig predikante gehad nie. So daai voorsitter was in beheer. En 'n mens kan vermoed dat hy al 'n bietjie van Jesus gehoor het, maar dit was nog nie so baie dat die mense daai oggend so toe gestroom het nie. So die diens begin eintlik soos 'n gewone diens, en hy vra vir Jesus, "Wil u iets sê?" En Jesus sê ja, met graagte. Miskien was die voorsitter so bietjie senuweeagtig, want hy weet nou nie wat gaan hierdie man nou doen nie, gaan hy snaakse dinge aanvang nie. Maar dit wat Jesus dan verkondig, klink goed.
En ek kan al sien hoe hy terugsit en tevrede is en dink, okay, vandag gaan dit 'n goeie dag word. En dan doen Jesus iets wat nie voorheen afgespreek was nie. Daar in die sinagoge sit 'n vrou, ek noem haar Sarah, dit staan nou nie daar in die teks nie, maar daar sit sy nou en sy is krom. Nou, in die teks staan 'n gees van siekte het haar krom gemaak. En die navorsers is van mening dat wat hier gebeur het, is dat hierdie vrou as gevolg van 'n werksbesering, destyds die vrouens moes baie hard werk, soos een van die seuns gister gesê het, hulle moes vloere skrob. En hulle moes hard werk. En sy het haarself beseer in die proses. En vir 18 jaar lank al was sy krom. En hierdie Sarah wat voorheen 'n vrolike mens was, wat iets uitgestraal het, was nou letterlik te neergedruk. En hierdie gees van siekte, hierdie siekwees, het haar vir 18 jaar al begelei. En vir haar was dit ook maar net nog 'n gewone Sabbat. Sy het soos altyd gekom, gehoop om 'n bietjie krag te kry, rus te kry, moed te kry, maar sy het verder niks verwag nie, want ons sal sien, sy vra niks nie. Sy sit maar net. En dan roep Jesus haar vorentoe. En hy sê vir haar, wees gesond, wees genees van jou siekte. En hy sit sy hand op haar. En sy kom regop. Ek het gister die katekesante gevra, wat sou oom Volker doen as dit nou hier gebeur? Een van die katekesante het nou gevolunteer om gesond gemaak te word, maar ek was bang dit gaan nie gebeur nie. So, die gewone reaksie sou wees, dink ek, as iemand wat so lank siek word, gesond word, dat almal sal sê, wow, en die voorsitter sal sê, wow. Maar hier gebeur iets anders, want hierdie voorsitter het al die wette geken, en die reëls geken. Hy was verantwoordelik vir die sinagoge, en hy was doodbekommerd. Want om iemand gesond te maak is werk, en werk op 'n Sondag is verbode, op 'n Sabbat is verbode. En daarom staan hy op en sê hierdie snaakse ding. Hy sê nie vir Jesus wat doen hy nie. Hy sê vir die mense, moenie julle siekes vandag bring om gesond te word nie. Vandag is dit die Sabbat. Julle kan hulle môre bring. Julle kan hulle na die sinagoge toe bring, dis nie 'n probleem nie. Maar nie vandag nie. Vandag is die rustig van die Here. Vandag werk ons nie. Vandag is ons hier om te aanbid en nie om gesond gemaak te word nie. Dit is sy benadering en ek kan hom verstaan. Hy doen waarvoor hy geroep is. Hy sorg vir orde. En nou wil ek die storie vertel en probeer om dit te vertel uit die oë van Jesus. Wie is Jesus? Seun van God. God self, God het mens geword. Hy is die Heer van die Sabbat, die baas van die Sabbat. Hy weet hoekom hierdie rustdag gegee is. Ons het dit gister ook gelees in Genesis 2. En God het gerus van sy werk. En God gee hierdie geskenk, die Skepper gee hierdie geskenk aan die mense, hierdie rustdag, sodat hulle kan herstel. En Jesus begin op hierdie dag van herstel, en hy vertel vir die mense. Hy gesels, hy leer die mense, soos ons daar lees. En dan sien hy hierdie vrou, en nou kom die belangrike ding. Sy is nie sommer net enige siekte nie. Sy is siek van te hard gewerk.
Sy is siek van oorys wees. Sy kan nie meer regop kom nie, letterlik en figuurlik. Sy kan nie meer lewe nie. En die Here van die Sabbat sê, vandag is jou Sabbat. Vandag is die dag waar jy gaan regkom van dit wat jou gebreek het. En as jy kyk, dan staan daar hierdie vrou, die dogter van Abraham, dis nou onder daai vetgedrukte, vir wie 18 jaar lank vange gehou deur die Satan, moes sy dan nie op die Sabbat van hierdie bose gees verlos word nie. Die doel van die Sabbat is om te rus en te herstel. En dis hoekom Jesus sê, en juis vandag moet ek haar gesond maak van dit wat werk aan haar gedoen het. Toe ek begin het met my voorbereidings, was vir my die klem op gesond word. En die wagwoord van die week, die geknakte riet sal hy nie breek nie, die smeulende put sal hy nie uitblus nie. Jesus maak gesond. Maar toe ek nou met hierdie spesifieke teks gewerk het, toe besef ek, hier gaan dit om meer. Hier gaan dit oor die rol wat die rustdag speel, sodat ons gesond kan word. Oor die rol wat God vir ons in die Sabbat geskenk het, sodat ons weer kan lewe. Die meeste van ons is nie kromgetrek nie. Maar ek dink baie van ons ken hierdie gees wat krom trek, die gees van werk, die gees van oorys, van te veel werk. En ek wil beweer dat baie van ons deur hierdie gees ook gebind is. Wat ek daarmee bedoel is, ons kom nie meer tot rus nie. En die Sondag is nie meer 'n dag van stil word nie, maar die dag waar ek alles inpas wat in die week nie uitgewerk het nie. Huisvrouens, wat ook nog 'n ander beroep het. Julle loop nou wel nie krom getrek nie, maar die las is groot. Elke dag werk toe, en in die aande en dan op 'n Sondag, dan doen ek alles wat in die week agterweë gebly het. En dalk so Sarah, kom ek die oggend, julle is nou almal hier in die diens, so julle het gekom, kom ek die oggend kerk toe. Maar ek kom nie omdat ek iets verwag nie, ek kom want ek weet dit is nodig, ek het dit nodig, en as ek huis toe kom, dan wag al die werk weer vir my. As ek met die kinders gepraat, en veral in eksamenstyd, dan kom ek nou kerk toe, en ek wonder, moet ek eintlik kom? Eintlik moet ek leer. En wat ek ook al doen, die werk word nooit klaar nie. En dit trek my krom. Ek glo dat die Here vandag vir ons 'n geskenk het. Hy gebruik die voorbeeld van die os en die esel. Ons het gister ook daaroor gepraat. Daar staan, hoekom bind hulle los? Want volgens die Sabbatgebod moes os en esel ook nie werk op die Sabbat nie. So hulle moes ook rus. En hulle was te slim geweest en hulle sê, as ons hulle nou by die kosbak, by die voerkrib vasbind, dan het hulle kos. En hulle sal nie rondloop en te veel werk nie. So nou is hulle vasgebind, maar ons moet hulle losbind sodat hulle daarom ook kan drink. Sodat hulle nie doodgaan van die dors nie. So eet en drink. En nou sê Jesus vir die voorsitter, jy gaan en jy bind jou os los, sodat hy kan drink. En dan bind jy hom weer vas, sodat hy kan eet. Daarom moet ek vandag, hierdie vrou wat gekom het om te eet, moet ek losbind, sodat sy kan drink, sodat sy weer kan opstaan, sodat sy weer kan lewe, sodat sy weer kan lag, sodat die vreugde terugkom. Ek moet dit vandag doen.
Liewe gemeente, ek weet nie hoe dit met jou gaan nie. Gister toe vra ek die katkesante wat mag ons op 'n Sondag doen en vinnig het ons gepraat en dit was mag ons dit doen, mag ons dat doen. Die Sondag as die dag van ek mag nie en ek mag. Ek moet en ek moet nie. En Jesus bring 'n heeltemal ander benadering. Hy sê Sondag is die geskenk waar God sê kom. Kom, ek wil vir jou krag gee, ek wil vir jou laat opstaan. Kom, ek wil vir jou bystaan. En ja, jy mag op 'n Sondag jou hande vou en net terugsit. En ek wil die bewering maak dat as jy dink, jy moet alles in 'n Sondag inprop wat jy nie in die week kon doen nie, jy sal nog steeds nie alles gedoen kry nie. Jy sal nog steeds aan die einde van die dag sê ek kon nie alles bereik wat ek wou bereik nie. Neem dan hierdie geskenk van die Here, waar hy sê kom, ek wil dat jy weer regop staan. En die vrou, as sy nou regop staan, dan hardloop sy nie uit en begin werk nie. Daar staan in vers 13, daarna het sy regop gekom en God geloof. Halleluja, ek kan weer opkyk. Halleluja, ek kan weer staan. Dis wat sy belewe het. En ek glo dat die Here eintlik wil hê dat ons elke Sondag so ietsie daarvan sal belewe. Dat ons elke Sondag sal terugsit hier in die kerk saam met die ander, en ek is bly dat ons vandag so baie lofgesange sing, saam met die ander God loof. Ons hier voorsit, Lindy, maak jy die kommentaar oor die pragtige blomme. Iets spesonders van hierdie spesifieke blomme is die struik waarin hulle groei is hulle is groen, maar in hierdie tyd van die jaar is dit dikwels vol stof en ja, dit lyk nie baie aantreklik nie. En dan kom hierdie blom en hy steek sy kop uit en die kleure kom uit en dit nou is op die oomblik lyk daar ryke vir my asof die blomme sê loof die Here. Dis Sondag. In hierdie Vaalweek met al die werk, die intonigheid, om dan op 'n Sondag te kom en my kop uit te steek en op te staan en te sê loof die Here. Dis wat die Here van die Sabbat wil hê, dat ons weer opstaan, dat ons moed skep, of dit nou vir die skoolweek is wat voorlê, vir die werk wat voorlê, vir die huiswerk wat voorlê, dat ons tot rus te kom, dat ons sal hoor hoe hy sê, ek seën jou, my kind, ek ken jou, en ek wil hê dat jy weer moet opstaan. En dat ons dan met nuwe moed die week sal aanpak. En as dit 'n harde week is, 'n moeilike week, dat ons dan sal uithou tot volgende Sondag, en dan kom ons weer, dan sê ons Here dankie, vandag gaan ek weer tot rus kom. Vandag mag ek tot rus kom. Vandag hoef ek nie alles in te prop nie. Vandag wil ek net dankie sê. Nou kan ek myself indink dat party van julle, dat julle baklei met hierdie gedagte. Want dit steek so diep in ons om besig te bly. 18 jaar was hierdie vrou vasgebind. En baie van ons is 50 jaar, 60 jaar. Dit steek so diep in ons, ek kan nie tot rus te kom nie. Miskien hoor jy vandag en voel jy vandag dat die Here sê jy kan. Staan op. Staan regop. Wees gesond. Amen. Here, dankie vir hierdie groot geskenk. 'n Sondag, 'n rusdag. En dankie dat U so lief is vir ons, dat U wil hê dat ons weer moet regop staan.
U weet wat in elkeen van ons se koppe omgaan. U weet wat in elkeen van ons se almanakke staan. Al die dinge wat gedoen moet word. Alles wat ons voel ons moet doen. En u weet van hoe baie van ons dan 'n slegte gewete het as ons die dag kan sê ek het gerus. Gee dat ons van u sal leer dat u wil hê juis op hierdie dag dat u ons wil aanraak, juis op hierdie dag dat ons tot ruste mag kom en juis op hierdie dag dat ons u kan loof en prys sodat ons kan krag kry. En as die werkslas weer kom en die moeite van die dagtaak weer kom, dat ons dan sterker kan wees omdat u ons geseën het. Ons loof u naam. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, bewaar ons hart en verstand in Christus Jesus. Amen. En nou loof ons weer van harte hierdie pragtige sang, ek dink ons ken hom almal. Dankie Here vir die voorreg om saam as 'n gemeente tot U te kan bid. Dankie Here vir die Heilige Gees wat in ons woon en ons leer. Lei, help en vul met U volmaakte liefde. Dankie Here dat U genade elke oggend nuut en genoeg is. Ons bring vanoggend al die eer aan U Here en bely ons afhanklikheid van U. Want sonder U is ons niks, maar deur U is ons tot alles in staat. Help ons Here elke dag te lewe deur U krag tot U eer, sodat ons gereed en bereid sal wees om voluit vir U te lewe. Dankie Here vir U hand oor ons lewens. U hand wat vir ons sorg, beskerm en seën. Here, dankie dat ons kan dankie sê. In Jesus naam. Amen.
Gaan dan een in die vrede van die Heer. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here hef sy aangesig oor jou en gee aan jou vrede.
Amen.